Welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel. Maar kom ons maak eers ons oogies toe. Papa God, baie dankie vir nog 'n Storytyd. Dankie dat ons meer van die woord kan leer. Dankie dat elke maatjie spesiaal is. In Jesus naam. Amen. Vandag se Storytyd gaan oor Gideon se geveg. Maak nie saak hoeveel wonderwerke God vir sy mense gedoen het nie. Hulle het nog steeds aangehou om verkeerde dinge te doen. En God het dit toegelaat dat die vyand hulle kos vat. Die Israeliete het weer vir God gevra om hulp en weer het God hulle gebede beantwoord. God het 'n man met die naam Gideon gekies om sy mense te help. God het 'n engel na Gideon te gestuur. Gideon, jy is 'n dapper man, het die engel gesê. Jy moet God se mense red. Gideon was bietjie bekommerd. Hy sê, maar ek kom nie uit 'n belangrike familie uit nie, en ons is nie eens ryk nie. Toe bid Gideon en vra vir God of hy asseblief 'n teken kan kry. Hy gaan wol op die grond neersit. As die wol môre nat is en die grond droog, sal hy weet dat hy God se volk moet red. En dit was toe so, maatjies. Die volgende oggend was die wol nat en die grond was droog. Maar Gideon het steeds getwyfel. Hy vra toe vir God, mag hy asseblief nog 'n teken kry? Hy sê, as hy die wol hierdie keer droog is en die grond nat, sal hy verseker weet dat hy God hom gekies het. En die volgende oggend het God die wol droog en die grond nat gemaak. Gideon was nou seker dat hy gekies was om te doen wat God van hom verwag. Daar was duisende manne wat bereid was om saam met Gideon te veg. Maar God het vir Gideon gesê, nee Gideon, jy moet slegs 300 manne vat. Die plan het vreemd geklink, maar Gideon het God vertrou. In die nag het Gideon en sy manne die vyand se kamp omsingel. Hulle het trompette geblaas en kleipotte gebreek. Hulle het brandende fakkels in die lug gehou. Hulle het die vyand vreeslik bang gemaak. Daar seker baie soldate, het die vyande gedink. Toe hardloop hulle weg en God se mense het gewen. Vandag se les is, ons moet nooit op onsself staat maak nie, want God wil elke mens gebruik in sy wonderbaarlike plan. Juffrou Jolie wil graag by julle kom kuier, en so sê Daisy Sonskyn en Donkie ook. Vertel al die groot mense dat ons by julle skool of julle kerk wil kom poppekas hou. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons verder deur die Bybel reis.